Dag sê, welkom by Sondag om 6, jou Christen nuus en aktualiteit program. Baie welkom by Sondag om 6. Nog 'n week is so vinnig soos blits verby ons. Baie dankie dat jy ingeskakel het. My naam is André Serfontein en langs my sit my vroukie Maria. Ouder gewoonte spring ons weg met oordenking van Dominee Jaco Reder. Daarna is dit tyd met Jesus. Dan het ons voorlesing met Letty van der Heide. Dit word gevolg deur jou geloof. En daarna gaan ons afsluit met die slotgebed. En soos wat ons tyd ons toelaat, gaan ons hopelik vir julle so 'n paar liedjies ook tussenin speel. Goeiedag, ons lees saam in Jesaja 42 vers 16b. Ek laat hulle op paaie gaan wat vir hulle onbekend is. Ek verander die donker voor hulle in lig. En ek maak die ongelyk plekke gelyk. Dit is wat ek gaan doen. Ek gaan daar nie van afsien nie. Elkeen van ons word een of ander tyd gekonfronteer met verandering en dan moet ons skielik op 'n onbekende, ongelyk pad beweeg. Om verandering te trotseer maak ons onseker en maak ons onrustig en maak ons baie keer baie bekommerd. Verandering het baie keer die effek op ons dat dit ons uit ons gemaksone uithaal en dat dit ons in 'n posisie plaas van ongemak en dit wat onbekend is. En wanneer verandering in ons lewens plaasvind en ons wat in Nieu-Seeland bly kan baie getuig daarvan, dan word jou wêreld skielik baie onverwags baie keer omgekeer, heeltemal omgedraai. En dan wanneer jou wêreld op sy kop beland en jy skielik van werk of huis of dorp of stad moet verander, dan is dinge soms baie moeilik. En dan word jy geforseer om van jou grootste vrese te trotseer. Wat verandering dan doen, is dat dit dikwels ons vreugde, ons vrede en ons selfvertroue by ons kom steel. Jy sien, verandering kan of jou vyand wees of jou vriend, afhangende hoe ek en jy daarna kyk. Ons kan of daarvan weghardloop, omdat ons nie naby ons vyand wil wees nie. Of ons kan dit met oop arms ontvang en vir onsself vra, wat kan ek leer en wat moet ek leer uit hierdie verandering wat nou in my lewe gaan gebeur. Iemand het een keer gesê, verandering is die moeilikste vir die persoon wie in 'n gemaksone is en dan nie kan uitkom nie. Wie nie bereid is dat verandering hom of haar uit daardie gevestigde, gewortelde posisie lig nie. Wanneer ek en jy verandering en die onbekende tegemoet kom, dan kan ons baie maklik weerstand bied, baie maklik opstandig raak, en baie keer baie maklik murmureer en kla. Die heeltyd vra, die heeltyd wonder, die heeltyd met ons onrustigheid en ons koppe besig raak. In tye van verandering is dit nodig dat ek en jy as kinders van die Here vir ons
self moet afvra, wat wil my Vader my nou leer? Hoe kan ek sterker en wyser word uit hierdie situasie en omstandighede? Watter geleenthede lê daar in hierdie verandering wat nou gaan gebeur? John Mason het een keer gesê, en ek haal dit in die Engelse woorde aan wat hy gebruik, correction and change always result in fruit. Kan ek en jy daarmee saamstem en dit ook glo, dat wanneer daar korreksie en verandering in ons lewe plaasvind, is daar altyd eindresultaat, is daar altyd vrug, en kan daar altyd goeie gevolg daarvan wees. Wanneer een verandering gebeur, dan maak dit dikwels die geleentheid oop vir groei. Elke keer wanneer ek en jy dink ons het gegradueer in die skool van ervaring, van stabiliteit, van die status quo waar niks gaan verander nie, waar alles maar altyd nie dieselfde gaan bly. Elke keer wanneer ons dikwels so dink, dan is daar 'n verandering voor die deur. En die vraag is, hoe reageer ek en jy daarop? In sulke tye moet ek en jy staan op hierdie belofte, wat die Here deur die profeet Jesaja vir Israel gegee het in onsekere, benoude, veranderende, moeilike tye. Wanneer hulle voor hulle uitdagings gestaan het, wat hulle letterlik nie geweet het hoe gaan môre lyk nie, wanneer hulle eerder die donker van môre as die lig van môre gesien het, sê die Here vir hulle, hy gaan hulle op daardie paaie vat, maar hy gaan dit verander in lig. Hy gaan die ongelyk plekke gelyk maak. Hy sal hulle hand vat en die onsekerste, moeilikste veranderings. Bemoedig dit ook vandag vir my en vir jou, wanneer ons deur verandering gaan, of nog moet gaan. Mag die Here ons elke dag hiermee help, om altyd net vashou aan hom, vir onsself te vra, Vader, wat wil U my nou leer? Help my om die eindpunt te sien, help my om die oog op Jesus te hou, help my om te fokus wat voor my lê, en nie so baie op waartoe ek nou moet gaan nie. En help my ook, Vader, dat ek altyd sal onthou dat ek nooit alleen hierdeur gaan nie, en dat alles wat met my gebeur, binne U volmaakte wilsplan gebeur. Help my om te onthou dat daar vrug gaan wees op veranderings wat nou in my lewe mag plaasvind. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie belofte wat die profeet Jesaja vir Israel kom gee het. In tye van verandering, in tye waar daar 'n onbekende, ongelyk baie tegemoet gegaan het. Here, wanneer ons dit tegemoet gaan, dan reageer ons dikwels nie op die wyse wat U wil hê ons moet nie. Dan is dit vir ons dikwels moeilik om die lig te sien, om die positiewe daarin te sien, om die vrug daarop te sien. Sal U asseblief elke luisteraar, vir enige van ons help wat sulke tye beleef, wat te vasraak aan die gemaksone, wat te diep die wortels begin inslaan, wat amper van ons aardse woning 'n permanente woonplek wil maak. Here, help ons om in sulke tye van verandering, van ontworteling, van ongemak, van onsekerheid, altyd nie die oog op U te hou en altyd aan die hand vas te hou. Baie dankie dat U ons voetstappe sal rig. Dankie dat alles in ons lewe gebeur binne U volmaakte wilsplan. Seën asseblief vir elke luisteraar en wees met ons elkeen die res van hierdie dag, die res van hierdie naweek. Ons kom vra dit in die naam van Jesus. Amen. Daardie was dan oordenking saam met Dominee Jaco Reder. Nou ja, toe al die maatjies, julle kan regskuif. Tannie Maria is amper hierop met julle programmetjie genoem Tyd met Jesus en julle gaan vandag verder met die Exodus Ekspedisie. Maar voordat ons dit gaan doen, gaan ek vir julle 'n mooi liedjie speel. En dit is genoem Good Seeds en dit word gesing deur 'n groepie genoem A Church in Indianapolis. Good seeds, good seeds.
Hallo maatjies. Hallo Tannie. Ek is so bly ons kan vandag weer saam God se woord bestudeer. Ek hoop julle het 'n geseënde week gehad en dat julle reg is om sommer baie te leer. Kom ons spring sommer dadelik weg. Toe gaan Moses weg en kom by sy skoonvader Jethro terug en hy sê vir hom: "Laat my tog trek en na my broers teruggaan wat in Egipte is, om te sien of hulle nog lewe." En Jethro sê vir Moses: "Gaan in vrede." Kan julle vir my sê wie is Moses se broers wat in Egipte is? Die Israeliete. Baie mooi, dis reg. Ook het die Here vir Moses in Midian gesê: "Gaan heen, keer terug na Egipte, want al die manne wat jou lewe gesoek het, is dood." Kan jy vir my sê, hoekom het mense Moses se lewe gesoek? Want hy het mos die Egiptenaar doodgemaak. Dis reg, en wat het die Egiptenaar gedoen wat Moses kwaad gemaak het dat hy hom doodgeslaan het? Hy het mos vir 'n ander Israeliet geslaan. Dis reg, baie mooi. Moses neem toe sy vrou en sy seuns en laat hulle op 'n esel ry terug na Egipte land. Kan jy onthou wat Moses se vrou se naam was? Sipora. Dis reg. Kan jy onthou wat sy seun se naam was? Ek weet nie. Dis geen probleem nie, kom ons leer saam. Ek weet dat Moses se een seun se naam Gersom was, wat ons vroeër al van gelees het. Maar hierso het ons gelees dat hy seuns gehad het, maar sover weet ons nog nie wat is die volgende seun se naam nie. Ons sal dit later in Eksodus leer, iets om na uit te sien, nê? Kan julle dalk onthou wat Gersom se naam beteken het? Nee Tannie, dis bietjie moeilik. Ja, ek stem met jou saam, dit is nie maklik om te onthou nie. Maar as ons teruggaan in die Bybel na Eksodus 2 vers 22, dan staan daar: Moses het gesê, ek het 'n vreemdeling in 'n vreemde land geword, en dit is wat sy seun Gersom se naam beteken het. Waar was die vreemde land waar Moses na toe gevlug het? Midian. Dis reg. En wat het hy snaaks gekry in Midian terwyl hy die skape opgepas het? 'n brandende bos. Baie mooi. So Moses is nou saam met sy vrou en sy kinders, is hy nou op pad na Egipte land toe. So kom ons lees verder. Moses het ook die staf van God in sy hand geneem. Wat moes Moses met die staf gedoen het? Hy moes die tekens gedoen het wat God vir hom gesê het. Dis reg, ja. En die Here sê vir Moses: nou dat jy wegtrek om na Egipte terug te gaan, kyk dat jy al die wonders voor Farao doen, wat ek in jou mag gestel het. So wie het vir Moses die mag gegee om daai tekens te doen? Wat het ons nou net hier gelees? God het, want net God kan dit doen. Jy's heeltemal reg. Kan jy vir my noem wat die 3 wonders was wat God in Moses se mag gestel het? Die slang, die staf wat in 'n slang verander het, die water wat deur bloed verander het, en die hand wat hy in sy boesem gedruk het, wat melaats geraak het. Pragtig, dit is presies reg. So kom ons luister verder. Wat sê God nou vir Moses? Hy sê: maar ek sal sy hart verhard, sodat hy die volk nie sal laat trek nie. Sê bietjie vir my, is Moses nou al besig om met Farao te praat? Nee, hy is nog op pad Egipte toe. Dis reg, hy het nog glad nie met Farao gepraat nie. Maar weet julle, hier sê God weer 'n keer vir Moses wat gaan gebeur nog voordat dit gebeur het. Hy sê vir hom, Farao gaan nie na jou luister nie. Kom ons hoor wat sê God verder, wat hy dan gaan doen. Dan moet jy vir Farao sê: so spreek die Here, my eersgebore seun is Israel. Daarom beveel ek jou, laat my seun trek, dat hy my kan dien. Maar jy het geweier om hom te laat trek. Kyk, ek sal jou eersgebore seun laat sterwe. Sjoe, dit is dan maar verskriklik, nê? God sê reeds hierso wat die 10de plaag op Egipte gaan wees. En Moses was nog nie eers in Egipte nie, hy het nog nie eers met Farao gepraat nie, hy het nog nie met een van die Israeliete of die oudstes van Israel gepraat nie. En God sê reeds wat gaan gebeur. Goed, en op die pad in die herberg
het die Here hom teëgekom en wou hom doodmaak. Nou maar goed, kan julle vir my sê wat is 'n herberg? Ek weet nie. OK, 'n herberg is 'n plek waar jy oornag bly. So, as jy byvoorbeeld baie ver reis, dan moet jy vir die aand slaap voordat jy verder kan gaan. En hier in Nieu-Seeland maak ons byvoorbeeld gebruik van 'n motel om dit te doen. Verstaan julle dit? Ja, Baie mooi. Nou, in hierdie herberg, wie het God daar teëgekom? vir Moses, want hy was op pad Egipte toe. Dis reg. Hoekom wou God vir Moses doodmaak? Ek weet nie. Nou kom ons lees, dan hoor ons hoekom wou God vir Moses doodmaak. Toe neem Sipora 'n skerp klip en sy sny die voorhuid van haar seun af en gooi dit voor sy voete en sê, waarlik, jy is vir my 'n bloedbruidegom. En hy het hom laat staan. Toe het sy gesê, bloedbruidegom, met die oog op die besnydenis. So wat het Moses nie gedoen nie? Hy het nie sy seun besnydig, want God wou gehet hy moes, maar hy het nie, so hy was ongehoorsaam aan God. Dit is presies reg daarso. Hy was ongehoorsaam aan God gewees. En kan julle sien hierso hoe ernstig is ongehoorsaamheid aan God? God het gesê dat hulle kinders besny moes wees en Moses het dit nie gedoen nie. En wat ook hierso interessant is dat sy vrou Sipora dit geweet het. En toe God haar man wou doodmaak, vir Moses wou doodmaak, het sy presies geweet hoekom. So kom ons lees verder wat gebeur het. Die Here het ook aan Aaron gesê, loop Moses tegemoet in die woestyn, en hy het geloop en hom by die berg van God aangetref en hom gesoen. Kan jy onthou wat die berg van God se naam was? Horeb. Dis reg, die berg van God is Horeb genoem. Daarop vertel Moses aan Aaron al die woorde van die Here waarmee hy hom gestuur het, en al die tekens wat hy hom beveel het. En Moses en Aaron het vertrek, en al die oudstes van die kinders van Israel bymekaar laat kom. En Aaron het al die woorde gespreek wat die Here aan Moses gesê het, en die tekens gedoen voor die oë van die volk. En die volk het geglo. En toe hulle hoor dat die Here op die kinders van Israel ag gegee en hulle elende aangesien het, het hulle in aanbidding neergebuig. Dis darem maar baie mooi. En weet julle wat hierso ook baie mooi is dat die Israeliete het dadelik geglo alles wat Moses gesê het, net soos wat God gesê het sou gebeur. En hulle het die tekens geglo wat Aaron gedoen het. Nou maar goed, kom ons maak reg om te bid. Maak toe julle oogies, vou julle handjies, op julle knieë. Ons gaan nou met Koning Jesus praat en net aan hom dink. Koning Jesus, baie, baie dankie vir hierdie tyd wat ons saam met U kon spandeer. Baie dankie dat ons kon leer dat U gehoorsaamheid verg van almal van ons en dat dit 'n baie ernstige saak is wanneer ons kies om ongehoorsaam te wees. Dankie dat U ook genadig is met ons. Dankie dat U vir Moses gesê het wat gaan gebeur nog voordat dit gebeur het. Koning Jesus, baie dankie dat U ons liefhet en dat U ons beskerm. Dankie dat U vir die Israeliete gehelp het en hulle geseën het. Baie dankie dat U ons ook help en bystaan. Here Jesus, wees asseblief saam met ons hierdie week en help dat alles wat ons doen sal wees tot eer van U naam. Ek loof en prys U, want U is groot en goed en almagtig. Halleluja. Amen. Maatjies, ek is seker dat julle saam met my baie dankie sê vir Tannie Maria vir haar stukkie. Volgende aan die beurt is Letty van der Heide en sy gaan vir ons nog verder voorlees. Letty, ons kan nie wag nie. Sondag 2 Junie 2013. 'n hartlike hallo.
Ek is Letty van Ryde en ek nooi julle almal om weer 'n entjie deur Helen Stander se Bybel net vir jou saam met my te stap. Onthou, sy skryf nie as 'n skryfster nie, maar soos 'n vriend wat jou al lankal ken. Kom ek lees vir julle op die vleuels van gebed. Op die vleuels van gebed. Sluit net jou oë, maak oop jou hart en weg is jou kommer, jou pyn en jou smart. Gee jou net oor, luister, wees stil. Laat hy jou lei, berus in sy wil. En gaan ons gebuk onder laste wat knel, wat sal dit baat om gedurig te kwel? Want as ons volhard en ons doen net ons bes, dan neem God by ons oor en hy doen die res. En word ons soms swak na liggaam en gees, 'n geopende deur sal altyd daar wees. En dit is die deur van huis van gebed, waar God vir ons wag as ons hom nodig het. En ons vind hierdie huis en ons vind ook die Heer, waar ons kniel en stil in gebed verkeer. Want God soek die hart gereinig en skoon, en maak dit sy tempel om daarin te woon. God hoor ons gebede en hy antwoord beslis, as ons net sy heilige wil berus. En ons sorge en kommer, die laste wat pla, word op kragtige vleuels van gebed weggedra. Nina Smit het 'n treffende boekie Skuiling teen hartseer saamgestel en ek lees vir julle 'n kerkgebed wat daarin opgeteken is voor. Bly by ons ook in die nag van droefheid en vrees, die nag van vertwyfeling en aanvegting, die nag van bittere dood. Bly by ons en by al ons kinders in tye en ewigheid. In haar bundel het sy ook die volgende gedagte van Bertha Smit neergepen. Omdat Christus my trane geween het, is daar vir my geen weemoed oor nie. Omdat God hom verlaat het, sal hy my nooit verlaat nie. Omdat hy gesterf het, sal ek nou ewig lewe. Khalil Gibran, net so welbekende skrywer, se bundel Sand en Skuim, is vrylik vertaal deur Gerard J. Beukes. Maar luister na een van die vertaalde aanhalings wat hy in sy voorwoord noem. Toe God my 'n nietige spoelklippie in sy wonderlike meer gegooi het ek die oppervlak van die water met tallose rimpels versteur. Skenk aan my die stilte van die dieptes, en die nag sal geen vrees meer vir my inhou nie. Nog 'n wyse gedagte van Gerard J. Beukes is: wyshede uit die lewe opgespoor op die stil strand tussen water en rotse. Die wat dit wil deel hê aan hierdie rykdomme, hoef maar net op te tel, ten die oor te hou en te luister. Gerard sê ook die volgende waarheid: ek is ewig aan wandel oor hierdie strande, tussen sand en skuim. Die hoogwater sal my spore uitwis, en die winde sal die skuim wegwaai, maar die see en die strand sal vir ewig bly. Tot die volgende keer, alles van die allerbeste. Nou Maria, die kinders is nogal belangrik en ek weet jy het 'n passie vir hulle. Wat kan jy vir ma's en pa's sê ten opsigte van hulle verantwoordelikheid met hulle kinders by die huis? Ek sou sê, bly in die woord van God soveel as wat jy kan, want dit staan vir ons mos duidelik in Deuteronomium 6 vanaf vers 6. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees, en jy moet dit op die deurposte van jou huis, en op jou poorte skrywe. Dit sê baie, baie mooi, dat ons gedurig deur in tyd, besig moet wees met die dinge van die Here met ons kinders, sodat hulle hom kan lief hê, kan eer en kan dien. Ek stem saam met jy, die woord van God is iets wat nogal sentraal in ons huise moet wees, en ek dink dit is iets wat in baie huise kort kom, nie waar nie? Ek dink dit is baie hartseer, want ons sien die simptome daarvan in ons samelewing, en ons sien dit in die gedrag van ons kinders, maar ek moet sê, daar is altyd hoop, en ek prys die Here dat hy werk in almal se lewens, en dat hy sy woord aan almal openbaar.
Nou, voordat ons verder aangaan, wil ek net vir julle een stukkie uit die nuus uitdeel. Hierdie week was ek en my vroutjie geskok toe ons die koerant oopmaak en sien dat daar in China 'n babatjie gevind is binne in 'n toiletpyp. En hulle het hierdie toiletpyp oopgebreek en die babatjie was nog lewendig en die kind is baie vinnig na hospitaal toe geneem en laas wat ek gelees het was die babatjie in 'n stabiele toestand in die hospitaal gewees en daar's gelukkig baie ouers wat hulle belangstelling uitgespreek het om die babatjie aan te neem. Maar ja, dit is net nog 'n tragiese insident en net nog 'n tragiese stukkie statistiek wat in hierdie wêreld bykom. Ek stem saam en ek dink dit is baie erg as mens dink daaraan dat die waarde van 'n lewe vir mense so min werd geword het dat hulle bereid is om dit in 'n toilet af te spoel. Ja, nee, ek kan nie enigstens dink wat deur 'n groot mens se hart gaan om so iets te doen nie. Ek wil vra dat die luisteraars ook sal help bid vir elke ouer wat aangeval word deur die duiwel en die samelewing, dat hulle sterk sal staan in God se woord en hom sal eer en dien. En ek wil ook vra dat almal sal help bid vir elke kindjie in hierdie wêreld wat al verwerping moes deurstaan. Voordat ons luister na ons laaste program Jou Geloof, wil ek net vir ons 'n stukkie speel. Hierdie liedjie is genoem From Glory to Glory en dit word gesing deur die groep Christ Our Life. From heaven's place we eagerly wait for Jesus our Savior to come, who will transform and make to conform our lives to the glory of the Son. In this we groan to be further clothed with our habitation from Thee. Burdened inside this tent, Lord, we cry, to swallow a mortality. We all with unveiled face behold the glory of our great King, are being transformed from things of old, from glory to glory. We shall be like our Lord Jesus Christ, for we shall see Him as He is, with boldness to stand when judgment's at hand, because we are just as He is. We all with unveiled face behold the glory of our great King, are being transformed from things of old, from glory to glory. We all with unveiled face behold the glory of our great King, are being transformed from things of old, from glory to glory.
My naam is Andrei Serfontein. Vandag se boodskap is genoem In die begin, die twee gelowe. In die verlede het ek reeds gepraat oor die Barna groep wat statistiek uitgebring het wat wys dat 80% van kinders wat in die kerk groot word, op skoolverlating ouderdom, die kerk sal verlaat om nooit weer terug te kom nie. Hierdie boodskap is baie belangrik, want dit beteken dat 80% van die kinders wat jy ken, wat kerk toe gaan, die kerk gaan verlaat om nooit weer na die kerk toe terug te keer nie. En hierdie statistiek sluit geensins jou eie kinders uit nie. Hoe voel jy daaroor dat een of meer van jou kinders dalk die kerk gaan verlaat om nooit weer terug te keer nie? Daarom gaan my fokus vandag wees om meer uit te brei oor die hoofrede waarom hierdie gebeur. Wat jammer is dat ek jou duidelik gaan wys dat ons as ouers deel is van die oorsaak, dat ons eie dominees en pastore deel het in die oorsaak, en dat ons eie skole ook nie onskuldig staan in ons kinders wat die kerk verlaat nie, en nie vir Jesus wil ken nie. Laas jaar het ek 'n gesprek gehad met 'n dominee, waar tydens die dominee my aangeval het, omdat ek 'n letterlike siening oor die Bybel het. Die dominee het my gekritiseer en bevraagteken hoe ek Genesis en die skepingsverslag in Genesis 1 tot 3 letterlik kan opneem. Ons gesprek het nie daar begin nie, maar die dominee se verwronge siening oor redding en kerkleierskap het aanleiding daartoe gegee dat ek die dominee begin uitvra het oor of die Bybel letterlik gelees kan word of nie. Dit bring my by die punt kerk sonder ruggraat. Meer en meer begin kweekskole en kerke wêreldwyd toelaat dat die gesag en die autoriteit van die Bybel aangeval word en vervang word met mense-opinies en mense-teorieë. Hierdie stelling word mooi onderstreep deur 'n voorblad artikel in die Kerkbode van 12 Augustus 2010. Die artikel in die Kerkbode was geplaas in antwoord op 'n juigonderhoud met Prof Piet Strauss, moderator van die NG Kerk. Hierdie juigonderhoud met Prof Strauss het veroorsaak dat 'n storm losgebars het, omdat hy homself van evolusie gedistansieer en gesê het hy glo in die Bybelse skepingsleer met God drie-enig as skepper van die heelal en die aarde. Die NG Kerk se antwoord, soos gepubliseer in die Kerkbode in 'n voorblad artikel, was genoem NG Kerk sê nie ja of nee vir evolusie. En ek lees vir jou. Die NG Kerk ondersteun die geloofsuitspraak dat God die skepper van die hemel en die aarde is, maar is nie bevoeg om enige gesaghebbende uitspraak te maak oor wetenskaplike teorieë soos evolusie nie. In die Moderamen se jongste standpunt oor teologie en wetenskap wat op 20 Junie verlede jaar, dit sou nou 2009 gemeen is, sê hulle dit is jammer dat daar dikwels vanuit beide die kerklike sowel as die wetenskaplike konteks uitsprake gemaak word wat dui op 'n onverkwikkelike stryd tussen kerk en wetenskap. Ons beskou dan ook nie die Bybel as 'n handboek wat vir ons allerlei wetenskaplike uitsprake maak, wat buite hierdie bundel geskrifte se historiese konteks lê nie. Juis omdat ons respek het vir die teks van die Bybelse geskrifte, het ons respek vir die historiese konteks waarin hulle ontstaan het. Wat die kerk wel ondersteun en bely, is 'n bepaalde geloofsuitspraak, naamlik dat God die skepper van die hemel en die aarde is. Wat is, het nie maar toevallig en spontaan gebeur nie. Oor hoe dat hierdie skepping egter tot stand gekom het, as ook die komplekse aard van al die wetmatighede waarbinne hierdie proses van skepping plaasgevind het, en nog steeds ontwikkel en funksioneer, kan ons as gelowiges ons net verwonder. Veral na mate die verskillende wetenskaplike dissiplines dit verder aan ons ontvou, aldus die Moderamen van die NG Kerk, en dit sluit die aanhaling wat ek vir julle gelees het. In opsomming van hierdie artikel is dit duidelik dat die NG Kerk versoening soek tussen evolusie en Genesis, en dat die NG Kerk nie die Bybel as wetenskaplik betroubaar sien nie. Ek het hierdie afgelope week 'n boek klaar gelees, getiteld The Lie, Evolution, Millions of Years, wat geskryf is deur Ken Ham. Dit is werklik 'n goeie boek, en ek stel voor dat jy vir jouself ook 'n kopie koop, om meer uit te vind. Hierdie boek was 25 jaar gelede vir die eerste keer uitgegee, en 'n nuwe weergawe is einde laas jaar vrygestel.
Wat indrukwekkend is dat die sentrale boodskap van die boek oor 25 jaar nie verander het nie, maar dat die impak van dit waarvan dit ons waarsku, nog meer en erger in vandag se kerk te siene is. Die fokus van hierdie boekie is om duidelik te wys dat ons geloof se grootste aanval in die moderne tyd kom as gevolg van evolusielering en hoe onbevoeg ons kerke is om hierdie aanvalle af te weer en ons Christen kerkgangers te leer om evolusielering teen te staan. Hierdie word onderstreep deur die duidelike onbevoegdheid van ons NG Kerk in Suid-Afrika in die artikel wat ek vroeër genoem het. Nou voor jy my afskiet as 'n Bybelfundamentalist wat gesonde wetenskap verwerp, moet ek jou daarop wys dat evolusieleer nie wetenskap is nie. Ek gaan nie nou in die details hiervan ingaan nie. Want ek het dit reeds in meer diepte bespreek in my blogartikel getiteld Evolusie Godsdiens. Die punt van hierdie artikel is dat wat verkoop word as die teorie van evolusie nie eers aan die wetenskaplike beskrywing van 'n teorie voldoen nie. Want soos dit in die wetenskap gebruik word, is 'n wetenskaplike teorie 'n opsomming van 'n hipotese of 'n groep van hipoteses wat deur middel van herhaalde toetsing ondersteun word. Evolusieleer hanteer historiese gebeurtenisse wat nie in oorsprong waargeneem of gedupliseer kan word nie. Omdat evolusieleer hoofsaaklik histories en oorsprong gefokus van aard is, kan dit nie herhaaldelik waargeneem en getoets word nie. Daarom voldoen evolusieleer eerder aan die definisie van 'n godsdiens. Godsdiens volgens dictionary.com is a set of beliefs concerning the cause, nature and purpose of the universe, especially when considered as the creation of a superhuman agency or agencies, usually involving devotional and ritual observances, and often containing a moral code governing the conduct of human affairs. Nou kom ons by die saak van twee gelowe. So waarmee ons te doen het, is twee hoofkampe mense in hierdie wêreld. Die wat in evolusie glo en die wat in die skepingsverslag in Genesis glo. Die geloof van evolusie teen die geloof in Christus ons verlosser. En hierdie twee kampe staan loodreg teen mekaar en is geensins versoenbaar nie. En ek wil baie graag vir julle 'n paar punte lys waar die verskille die duidelikste gesien kan word. Aan die een kant het ons evolusie en aan die ander kant die Bybel. Die aannames in evolusie is dat daar geen God is nie, en ons noem dit ateïsme. Observasies in die hede is die sleutel tot die verlede. En ons is hier deur kans. Aan die ander kant staan die Bybel wat sê in die begin het God geskape. Dat Openbaring, dit wil sê God se woord, die sleutel is tot ons verlede, en dat ons, mense, deur God gemaak is. Die metode van evolusie is die toevallige mutasie deur natuurlike seleksie. Die lewe het geleidelik gediversifiseer en daar is geen globale vloed nie. Die metode van die Bybel sê dat alles is intelligent ontwerp. Die heelal en lewe is geskep in 6 letterlike dae en Noag se vloed het die hele aarde bedek. Volgens evolusie is die volgorde van die verskyning van dit wat ons vandag sien die volgende. Materie het altyd bestaan of het net spontaan tot voorskyn gekom. Die son en die sterre het bestaan voor die aarde. Die son het die aarde se eerste lig verskaf. Die eerste lewe was seelewe. Reptiele het voor voëls verskyn. Soogdiere op land het voor die in die see verskyn. En siekte en dood het bestaan voor die mens tot voorskyn gekom het. Aan die ander kant leer die Bybel vir ons dat die volgorde van verskyning was, God het materie geskep, die aarde is geskep voor die son en die sterre, lig is geskep voor die son, die eerste lewe was plante op die aarde, voëls is geskape voor lewe op land, walvisse is geskep voor soogdiere op land, en siekte en dood het ontstaan as gevolg van die mens se sonde.
Dus vir die NG Kerk of vir enige dominee of vir enige ander Christen om te sê dat hulle beide die Bybel en evolusie glo, is om geestelike gimnastiek met die teks in Genesis te doen, omdat die twee wêreldsienings geensins versoenbaar is nie. Soos wat ek nou net vir julle gelees het, is net die eenvoudige volgorde waarin beide sê alles tot stand gekom het, nie dieselfde nie. Hierdie is maar net so erg as Christene wat Genesis heeltemal verwerp as histories onakkuraat en wie dus Genesis as net poëties of as legendes sien. Die rede daarvoor is dat Genesis absoluut krities is vir ons geloof en vir dit wat in die res van die Bybel geleer word. Want in Genesis leer ons dat God alles geskape het en dat hy die oppergesag is. Hoekom God die mens geskape het? Alles was eers goed geskape, wat die oorsprong van sonde is en die gevolg van die sonde, dit wil sê die dood en lyding, dat God 'n verlosser gaan stuur om ons van die dood te red, hoekom daar 'n huwelik tussen man en vrou is, hoekom ons klere moet dra, wie die reëls maak en kennis gee van reg en verkeerd, en laastens hoekom daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan kom. Genesis lê dus die fondasie vir ons evangelie. Dit definieer hoekom ons geskape is, wie ons geskape het, hoekom ons doodgaan en wat sonde is, en dat ons 'n verlosser beloof is om ons van ons sonde dood te red. Neem jy Genesis uit die Bybel uit, maak die res van die Bybel nie sin nie. Dan maak dit nie sin hoekom jy 'n verlosser nodig het nie. Dan maak die oordeelsdag en die ewige straf in die hel nie sin nie. Met Genesis uit die prentjie uit, word die res van die Bybel sonder fondasie gelaat, en is dit niks anders as net 'n boek wat deur mense geskrywe is nie. Soos ek aan die begin van die boodskap gesê het, staan ons kerke, ons dominees, ons ouers, ons skole en ons media nie onskuldig nie. Meer en meer mense glo die godsdiens van evolusie. Dit deurweek ons samelewing oral waar jy gaan. Elke tweede program op TV praat oor miljoene en miljoene jare. Elke museum het tentoonstellings met miljoene en miljoene jare daarop. Skole dring dit in ons kinders in, dag in en dag uit. En die impak is dat evolusieleer besig is om ons Christenfondasie onder ons voete uit te skiet. Ons kinders glo nie meer wat ons glo nie, en ons ouers leer nie meer die Bybel by die huis nie. Ons dominees verkondig 'n gekompromeerde en afgewaarterde boodskap en die wêreld daar buite bespot ons geloof en ons God daagliks. Die impak van evolusieaanvalle op Genesis is dat dit ons hele geloof aanval en ons op onstabiele voet laat. En wat my hart breek is dat meeste van hierdie aanvalle uit eie geleedere kom, deur Christene wat evolusie leer aanhang en krake in die fondasie van ons geloof veroorsaak en vergroot. Daar is baie gelowiges en kerke vandag wat uit onkunde en as gevolg van konstante bombardering van evolusie leer, Genesis so probeer buig sodat dit by die valse wetenskap van evolusie kan aanpas. Hulle probeer sê dat vir God 'n dag soos 1000 jaar is, sonder dat hulle in ag neem dat Genesis 1 van letterlike 24 uur dae praat. Hulle neem ook nie in ag dat die evolusievolgorde nie dieselfde is as die skepingsvolgorde nie. Hulle staan blind daarvoor dat indien hulle sê God nie kon skep soos hy in Genesis sê hy het nie, hoe kan hulle dan glo dat hy as mens kon kom om vir ons sondes te sterf en na 3 dae weer opgestaan het? Hoe kan hulle glo in die ewige lewe, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, as hulle nie kan glo dat hy geskep het soos wat hy gesê het hy geskep het nie? Ken Ham vertel van 'n Christenskool waar hy was in Australië, waar die kinders hom uitgejou het oor sy praatjie oor Genesis en 'n letterlike 6-dag skepping. Die kinders het hom in die skool aangeval omdat hulle evolusie geleer is en dit bo die Bybel geag het. En dit is hier waar die tekkie die deurslaan, omdat jy nie 2 godsdienste kan hê nie. Jy kan nie 2 wêreldvisies hê nie. Jy gaan die een altyd bo die ander ene ag in jou lewe.
En ek sê dit weer, die een geloof gaan altyd bo die ander ene geag word. As jy glo in die geloof van evolusie, dan beteken dit, alles wat jy in die Bybel lees, gaan gekleur wees deur jou evolusiebrille. Jy gaan die skepingsleer anders sien en onderwerp aan evolusie. Jy gaan sonde en die dood anders sien. Jy gaan die vloed anders te sien. Jy gaan huwelik anders te sien. Jy gaan die wet van God anders te sien. Jy gaan waardestandaarde anders te sien. Ek moet jou dan vra, waar hou dit op? En die antwoord is, dit doen nie. Want die gevolg is 'n afgewaterde, humanistiese, liberale siening van die Bybel, met 'n vlak siening van God, in gebrek van die respek en die vrees wat hom toekom. Ag jy evolusie bo God. Dit bring my by Bybelse teregwysing. Daar is 'n versie in Openbaring 2:14 wat sê, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bileam, wat Balak geleer het, om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. In Numeri 22 tot 25 lees ons hoe die Moabitiese koning Balak probeer het om Bileam te kry om die mense van Israel te vervloek, om hulle minder effektief in oorlog te maak, sodat hy hulle kan oorwin. Maar God het hom nie toegelaat nie, en toe bedink hy 'n plan en gee instruksie aan Balak, dat die koning van die mooiste vrouens in sy koninkryk moes kry om die manne van Israel te verlei, na onreine heidenpraktyke toe. En dit is die struikelblok waarvan Openbaring praat. Die nagevolge in Numeri 25 is dat die Israeliete teen God gesondig het deur hul hoerery, en God sy toorn oor hulle uitgestort het, en opdrag gegee dat al die oortreders gedood moet word. Die hoofde van die volk moes opgehang word, en die rigters moes elkeen van sy manne doodslaan wat oortree het. Duisende mense is so dood. Bileam het geweet dat indien hy Israel kon kry om heidenpraktyke aan te neem, God hulle nie sou seën nie. Sodoende het die Israeliete toegelaat dat hulle deur die onreine heidense praktyke beïnvloed word, eerder as om vas te staan op die betroubare woord van God en sy wet. Wat 'n verskriklike, afskuwelike daad was dit nie net wat Bileam gedoen het nie. Maar God gebruik hierdie om die kerk van die dag in Openbaring 2:14 te waarsku, dat hulle nie dieselfde moet doen om agter vreemde, heidense gewoontes aan te loop en so 'n struikelblok te wees vir ander gelowiges nie. Wat anders as vreemde, heidense gewoontes en gebruike is die geloof van evolusie dan? Enige iemand wat in die kerk is en homself of haarself as 'n kind van Jesus Christus beskou, maar wat verlei is deur die heidense, vreemde, Bybelaanvallende geloof van evolusie, is niks anders as 'n moderne Bileam wat 'n struikelblok is vir die ware kudde van Christus nie. Met hierdie woorde draai ek nie stokkies om nie. En ek is ook nie skaam om hiermee die moderamen van die NG Kerk daarmee te vermaan nie. Hoe durf kerkleierskap versuim om die woord van God en die skepingsverhaal te beskerm teen evolusieaanvalle? Hoe durf hulle iemand soos Prof Strauss aanvat wat bely dat hy homself van evolusie gedistansieer het en gesê het hy glo in die Bybelse skepingsleer met God drie-enig as skepper van die hemel en die aarde? Waarom kies die NG Kerkbestuur om 'n hand in die saak te hê om die deur in die kerk oop te maak, sodat evolusieleer kan instap en kom verwoesting saai onder al die gelowiges? Ek hoop my vermaaning kom by hulle uit. Maar hierdie waarskuwing is nie net op NG Kerk en die NG Kerk moderamen gerig nie. Openbaring 2:14 is net so van toepassing op elke ander kerk op aarde, en elke dominee en elke pastoor wat hoof is oor sy gemeente. Verder is dit net so van toepassing op ons as ouers, omdat ons kinders deur God aan ons geleen is, en ons oor hulle ook goeie rentmeesters moet wees. Ons moet ons kudde in die kerk en kinders by die huis kuis hou. Ons moet hulle beskerm teen die vreemde heidense gewoontes van die wêreld, wat aanleiding gee dat hulle God verlaat en vir altyd deur die wêreld gevangene geneem word.
Die godsdienst van evolusie is ten volle daarop gemik om ons geloof van die fondament af op stikkend te skiet. Evolusie is fabels van mense. Dit is 'n mensgemaakte sprokie wat nie eers kan kwalifiseer as 'n teorie nie. Nie om eers te praat van hoe ver dit van gesonde wetenskapmetode, dit is nou scientific method in Engels, af is nie. Dit bring my by die slot. Indien jy, jou familie en jou kerk evolusie aanhang, moet ek vra of jy al ooit in diepte na die lering van evolusie gaan kyk het. Jy wat so gou is om Genesis af te skiet, waarmee skiet jy? Besef jy hoe enorme groot hoeveelheid ware en gesonde wetenskap en bewyse daarteen evolusie leer is? Indien jy, jou familie of jou kerk evolusie aanhang, moet ek jou vra of jy besef dat jy jou geloof in evolusie deur jou aksies meer belangrik en meer betroubaar ag as die woord van God, en dat jy hierdeur jouself as 'n vyand van God maak. Verstaan jy wat God met sy vyande in Numeri 25 gedoen het? Vrees jy nie vir die straf van die skepper van die heelal nie? Verstaan jy dat jou dade maak dat mense afvallig raak van hulle geloof? Besef jy dat jou geloof in evolusie ander maak twyfel in die Bybel? Besef jy dat jy 'n hand het in die saak dat 80% van kinders in ons kerke vandag na skool die kerk gaan verlaat om nooit weer terug te keer nie? As jy onskuldig staan, en glo my gebed is dat jy hierdie hoor en weet jou hart is suiwer en jou geloof in die woord is dieselfde as Prof. Strauss, dan moet ek jou aandag daarop rig dat jy steeds versigtig moet wees. Die vyand wag om elke hoek en draai, om jou en jou kinders se geloof in die woord van God in twyfel te trek. As jou kinders skool toe gaan, moet jy weet dat hulle elke dag in die kloue van die vyand sit, waar hulle dag in en dag uit in die skoolbanke aanhoor hoe evolusie reg is en die Bybel verkeerd is. Jy moet verstaan dat amper elke moderne skool vandag niks anders is as 'n kerk vir die godsdienst van evolusie nie. Indien jy in evolusie glo, en dus deel is van die evolusie geloof, wil ek jou vra om mooi in diepte na die lering van evolusie te gaan kyk, en ook terselfdertyd in diepte te gaan kyk na die magdom wetenskaplike inligting wat die teorie van evolusie verkeerd bewys. My gebed is dat God jou evolusiebrille sal afhaal, lank genoeg om jou toe te laat om die waarheid te sien. Die waarheid dat hy die skepper van die hemel en die aarde is, presies soos hy dit in Genesis beskryf het, en dat hy ten volle by magte is om al sy beloftes in sy woord na te kom. Indien jy wel ten volle in Genesis glo, en nie beheer word deur die evolusie geloof nie, moet ek jou vra om jouself asseblief toe te rus, om aan God se kant 'n magtige, goed toegeruste soldaat teen evolusie leer te wees. Beskerm jou familie, jou dominee en jou pastoor en jou kerk teen die aanvalle van evolusie. Kies asseblief vandag of jy 'n Biliam gaan wees wat teen God staan, en of jy eerder 'n gehoorsame kind van Jesus gaan wees, wat aan alles die knie voor hom gaan buig. Amen. My persoonlike uitdaging vir jou as ouer is om asseblief hierdie week net stil te staan saam met jou kinders in die woord. Vra vir hulle direk, moenie stokkies omdraai nie. Wat is hulle siening oor die woord van God? Wat is hulle siening oor evolusie? Hoe voel hulle oor die Bybel? Soos ek al in die verlede met jou gedeel het ek myself vir 'n ruk lank evolusie aangehang, en het dit gemaak dat my siening van die Bybel baie swak was, en het dit ook so weerspieël in my geestelike lewe. En ek wil jou uitdaag, om asseblief vandag 'n stop voor hierdie te sit. Maak seker dat jou huisgesin skoon gemaak word, en skoon volgens die woord van God staan. Maak seker dat jy die woord van God sien, soos wat hy dit bedoel het. Raak ontslaaf van al daai evolusie duiwels wat in jou huis, jou familie en jou kinders se lewens mag wees.
Ek wil jou asseblief net wys na my blog, waar jy dan verdere inligting kan kry oor hierdie artikel en ook die verwysings wat ek genoem het in hierdie artikel. My blog is genoem 2tim316-afr.blogspot.com. Baie dankie en mag die Here jou en jou familie seën hierdie week. Tot volgende keer. Kom ons bid saam. Vader, ons prys U heilige naam. Daar is niemand wat ons beter ken, wat ons meer lief het, wat 'n groter plan met ons lewe het as U nie. Here, ons dankie dat U ons voetstappe rig, en ons dankie dat U by ons is elke oomblik van ons lewe. Ons wil aan die einde van hierdie program met U praat en vir U vra om asseblief met ons elkeen te wees. Om asseblief mooi te gaan dink oor alles wat ons gehoor het, alles wat gesê is. Ons bid vir mekaar, Here, al sien ons mekaar nie, al ken ons mekaar dikwels nie, al hoor ons net mekaar se stemme oor die lig. En ons bid vir elke luisteraar en programaanbieder vir Sondag om 6, en ons vra dat U verheerlik sal word deur wat vandag gebeur het, en deur wat U nog wil doen deur hierdie program. Amen. Nou ja toe, dit is die einde van ons program en baie dankie dat julle ingeluister het. Net ons kontakbesonderhede vinnig. Tyd met Jesus kan gekontak word by tyd.met.jesus@gmail.com. Sondag om 6 is beskikbaar op Facebook, soek net vir die 3 woorde Sondag om 6 en ons is ook op YouTube met dieselfde soek. Enige e-posse, kommentaar en terugvoer is welkom by sondag.om.6@gmail.com. En dan laastens wil ons vir Tuna Radio baie dankie sê omdat hulle hierdie uitsending vir ons moontlik maak. Skakel gerus volgende week weer in, selfde plek, selfde tyd. Tot weersiens.